En wat 'n vreugde is dit nie om weer vir 'n 25ste episode van die 1 minuut met Jesus podcast saam met julle te kuier nie. Vir vanaand se podcast gesels pastoor Marius met verskeie mense vir wie hy verskillende vrae gaan vra. Ek is nuuskierig om te hoor wat elkeen antwoord, so kom ons luister. Dit is my voorreg om oor te skakel hier van George af uit my voertuig. Ek kan nie glo nie, lekker werk die tegnologie saam en kan ons vandag ons podcast hier uit George uit. Terwyl ek op pad is na die lughawe toe, kan ek reeds 'n paar manne sommer net so oplyn vir ons podcast vir vanaand. En die eerste ou wat ek probeer die hande kry is Zanus. En ek het sopas vir hom gevra, Zanus, sal jy vir ons 3 vrae kan antwoord vir die podcast vir vanaand? En hy sê, yes, hy sal. Dis 'n kind van die Here. Zanus is 'n jong man. Ek wil hom nou aan jou bekendstel. En ek gaan die volgende 3 vrae vir hom vra, gaan ek oorskakel na hom toe. En dan gaan Zanus elke keer terugskakel na my toe. En wanneer die vraag klaar is, dan het William Paul dit weer en hy verwerk dit vir die podcast. Dis 'n manier hoe ons ook kan werk, hoe ons jou vanaand kan warm hou met 'n lekker warm podcast tot eer van die Here. Prys die Here. Zanus, die eerste vraag wat ek vir jou wil vra, is jy's 'n jong man, jy's in jou 20's. Jy het geleer vinnig in die lewe om verantwoordelik te werk met geld, met verhoudings en op 'n Christelike wyse dit toe te pas in die lewe. Vertel vir ons gou net in kort bietjie 'n getuienis wat jy vir ons kan gee. Jy is jong man. Wat is jou visie as jong kind van die Here, Christen, en wat kan jy vir ander jong manne en dames gee uit dit wat jy ondervind het in die laaste 2 jaar as jy is 'n jong Christen, jong man wat, kom ons stel dit so, jy het klaar geswat, jy kom van die universiteit af, ander het klaar gemaak met skool. Hoe kan jy hulle bemoedig? Hoe kan hulle gaan werk soek? En die oomblik as hulle werk gekry het as 'n jong Christen, hoe moet hulle spaar? Waarna moet hulle kyk? Hoe kan hulle ook heeltemal onafhanklik lewe om uit hulle ouerhuis uit te kan stap en te kan sê, ek face nou die lewe en as kind van God, hoe moet ek lewe om uit te kan kom met 'n salaris as 'n ware kind van God, en hoe moet ek my geld, my finansies hanteer as 'n jong man of 'n jong, kom stel dit so, jong dame, en steeds verantwoordelik lewe en die Here eer gee daardeur. Hallo Pastoor Marius. Ek dink dit is baie belangrik vir jong mense om in hulle roeping te lewe, om daarmee te begin, om seker te maak jy lewe jou roeping uit. Dat jy nie net opdrandes heeltyd in jou lewe het nie. As jy daar is waar God jou wil soek in jou rigting, of dit is wat jy moet gaan swat, of jou roeping in die lewe, ek dink dis die eerste stap wat jy seker moet maak, wat jy by die Here moet hoor oor wat jy moet doen. En daarna is dit definitief belangrik, as jy 'n inkomste begin verdien, dat al die versoekings gaan kom, rakende skuld, wat maar 'n groot probleem is onder jong mense. Ek dink 'n groot struik wat jong mense in vandag se lewe intrap, is om sodra hulle eerste ordentlike inkomste te verdien, dadelik hulle self vas te teken aan skuldpaemente wat hulle jare terugsit, wat eintlik hulle 5 jaar vashou, soos karre en eintlik te duur goed wat jy nie kan bekostig nie. Ek dink om jou inkomste te beskerm is baie belangrik, en ek dink dis 'n goddelike ding om te doen as jy 'n jong mens is, om nie bo jou vuurmaakplek te lewe nie, en so ver as wat jy kan, wat dit vir jou moontlik is om skuld te vermy. Dis definitief 'n goddelike ding, en dit bring soveel vrede in jou lewe, dat jy nie hoef te worry nie. Al is jou inkomste nie groot van die begin af nie, en al leer jy nog, en jy swat nog goed by, wat ook goed vir jou kan wees, maar om skuld te vermy is definitief belangrik. En dan as jy daai ekstra inkomste het, om dit te belê op die regte plek. Ek dink om na 'n goeie finansiële adviseur toe te gaan, is ook 'n goddelike ding om te doen, om te leer wat jy met jou geld moet doen, en wat moet jy dit belê om rente te kan verdien. Ek dink 'n groot wonderwerk vir ons jong mense op aarde is definitief saamgestelde rente, en dit kan 'n groot verskil vir jou maak as jy as 'n jong mens mooi met jou geld werk en dit op die regte plekke belê, sodat jy eendag goeie inkomste vir jouself kan genereer uit rentes uit. Ek dink dit is ook baie belangrik, en ek dink dit is baie belangrik om die regte ding te gaan doen en te gaan swat, en om by die regte plek
te gaan werk wat rakende jou roeping is. Ek dink as jy in 'n werksplek is en jy doen iets waarvan jy nie regtig hou nie, gaan dit nie vir jou volhoubaar wees nie. En jou hart gaan nie op 'n plek wees waar jy kan bedien en mense na die Here toe lei nie. Ek dink dit is so belangrik as jy jou roeping uitlewe dat jy op die regte plek is. Anders dan gaan jy nooit gelukkig wees nie en dit gaan finansiëel ook 'n probleem wees. Tweede vraag wat ek vir Zanus vra, hy is daar in Makwassie, ons skakel gou weer oor na Zanus toe. Zanus, die tweede vraag is vir jong mense in hierdie tyd wat ons lewe. Jy is jong man, wil ook eendag trou. Jy wil ook eendag kinders hê, jy beplan reeds vir 'n toekoms ook in jou denke, in jou menswees as 'n jong Christen man, jong man wat absoluut gerig in die oë van die Here kyk. Waarna kyk jy as jy kyk vir 'n toekomstige meisie of 'n vrou in jou lewe? Wat se eienskappe moet sy hê? Wat sal jy vir Christen jong manne sê? Waarna moet hulle kyk as hulle 'n meisie mee vas wil uitgaan? En wat se waardes en wat vind jy in haar? Wat soek jy in haar om te sê dis my trouvrou vir eendag? En daardeur kan meisies ook leer. Zanus, ons skakel oor na jou toe daar in Makwassie, hier uit George uit. Dat sy pastoor, as ek dink aan verhoudings, dan dink ek aan iemand wat weet wie sy in die Here is. Iemand wat haar kruis optel en klaar ja gesê het vir God. Iemand wat die Here dien. Dis die belangrikste punt vir my. As ons weet wie ons in die Here is en wie ons eerste lief gehad het, dan kan ons mekaar lief hê. As my vrou liewer vir God is as vir my, weet ek, ons huwelik sal 'n sukses wees en ek weet ons albei gaan dieselfde visie hê om mense na die Here toe te lei. En dan weet ek ons waardes, ons visie, alles sal in lyn wees as God ons eerste liefde is. So as sy lief is vir Jesus, dan is dit waarna ek kyk, as ek 'n vrou soek. Dankie pastoor, ek skakel weer hier van Makwassie af terug George toe na pastoor toe. Zanus, die derde vraag, die laaste vraag waarmee as jou vandag lastig val, hier uit George uit oor daar na Makwassie toe. Hoe kan jy jong manne en jong dames bemoedig om 'n mentor, met ander woorde, iemand in hulle lewe te kry om hulle te rig in Jesus Christus? Jy het baie keer ook vra in jou lewe, jy kom ook by 'n plek in jou lewe dat jy nie antwoorde het vir alles nie. Hoe en waarna het jy gekyk? Wat soek jy werklik in 'n mentor? Kan jy vir ons meer uitbrei en vertel, wat sou jy graag in 'n mentor wil sien? Hoe sal jy vandag paas en ouer mense wou bemoedig om 'n mentor te wees vir iemand, hoef nie altyd hulle kinders te wees nie, maar wat waarlik God dien, as hulle so iemand onder hulle vlerke neem. Sê nou maar iemand moes jou onder hulle vlerk neem. Wat sou vir jou belangrik wees? Behalwe, kom ons kyk spesifiek na respek, integriteit, woordkennis, iemand wat vir jou kan bid. Byvoorbeeld, is daar iemand wat, waarna sou jy gekyk het? Wat is vir jou weer belangrik? En dan in die tweede plek, Zanus, sou ek graag wou gehad het, wat sou jy vir jong manne en dames sê, waarna moet hulle kyk in 'n mentor en hoekom is dit belangrik in die tyd om 'n goeie mentor te hê? Hoekom is dit belangrik ook om na die huis van die Here toe te gaan? Aktief betrokke te wees iewers in die liggaam. Hoekom sal jy jong manne en jong dames wou bemoedig in dit? Zanus, ons wag vir daai antwoord. Ek dink jy gaan baie jong manne en dames vandag kan lei en bemoedig hierdeur. As 'n pastoor, ek dink mentorskap vir jong mense is baie belangrik. Ek dink jong mense het iemand nodig wat dubbel hulle ouderdom is, wat al die geloofspad gestap het. Iemand wat jou kan help deur die woord van God. Iemand wat lewenservaring het en al op 'n plek in hulle lewe was waar hulle deur die moeiliker goed gegaan het. As ek dink aan 'n mentor vir my, dink ek iemand wat wedergebore is, wat sy woord ken en wat al by God was en die pad saam God gestap het oor 'n lang tydperk. Daar's soveel vrae wat ons as jong mense het, maar ons het net nie die lewenservaring om daai vrae te kan beantwoord nie. En daarom het ons mentors nodig, mentors wat saam ons kan bid, dat ons die woord van God beter kan verstaan, iemand wat ons kan help om die woord te ontleed. Ek dink dit is belangrik vir jong mense om in te skakel by 'n gemeente, 'n plek waar jy geestelike groei kry, waar jy 'n mentor het wat dalk dubbel jou ouderdom is, wat jy diep hartsake mee kan deel, en worstelinge in jou lewe wat jy nie die antwoorde voorop het nie. Iemand
wat jy na kan opkyk, wat die woord van God goed verstaan. Dankie pastoor, ek skakel terug hier van Makwasi af na pastoor toe in George. Volgende gaan ons gou vir Mariet daar in die Rigtersveld 'n vraag vra. Sy is 'n moeder en sy het self 3 kinders, so 'n moeder bid baie vir haar kinders. Waarvoor bid jy die meeste vir jou kinders, vir jou 2 seuns en jou dogter? Wat is jou grootste gebed vir hulle? Hier, terwyl ek voor George hier by die lughawe is, kan ek nou lekker met jou gesels daar in die Rigtersveld en ek kan hoor, en jy, dit wat jy gaan antwoord Mariet, weet ek gaan baie ma's, maar ook baie kinders se lewens dalk aanraak nou. As jy gaan bid vir jou 3 kinders, wat is die grootste saak vir hulle 3 wat jy voor Vader God neerlê? En wat sal jy vandag vir kinders sê, hoe moet hulle ouers hanteer? En selfs ook, wat sê jy vir ouers vandag raad kan gee oor die lewenspad wat jy geloop het? Goeiedag aan almal hier uit Port Nolloth uit in die Rigtersveld, lekker koud. Vir my is gevra, waarvoor bid jy vir jou kinders? Ek bid vir my kinders vir baie wysheid en insig, want ek dink ons kinders leef in 'n baie moeilike tyd in hulle lewe, en met baie uitdagings, meer as wat ons ooit gehad het toe ons jonk was. Ouers moet maar hulle kinders met baie empatie en simpatie hanteer, en hulle kinders maar baie bystaan in hierdie tye, want as ons negatief is, hoe is daar vir ons kinders 'n toekoms in ons mooie land van Suid-Afrika? Kinders moet maar meer gereeld na hulle ouers, dink ek, luister, en na hulle wysheid en raad luister. So gelukkig, hoe ouer hulle word, lyk my hoe meer luister hulle na jou raad. So, hier vanaf oor daarna Mosselbaai toe, hier uit Port Nolloth uit, dis baie koud, baie lekker hier by die see. Groete en liefde vir almal. Bye. Mariet, daar in die Rigtersveld, ek het nou 'n vraag vir jou wat nogal, ek dink in ons tyd belangrik is. Wanneer julle as gesin saam is, as jy vir jou lekker is ma om lekker kos te maak, voor te berei vir die kinders, wat se kos is hulle hier voorberei, en is daai kuier om die tafel lekker, tafelgebed, en dan gesels ons lekker. Vertel ons bietjie meer van, wat beleef jy om die tafel? Hoekom sal jy gesinne wil aanmoedig om te sê, kom, gesinne, sit weer om die tafel, doen weer 'n tafelgebed, en daar's joy dan om 'n tafel te sit in die kombuis of in die eetkamer, en daar die lekker saam kuier om 'n etenstafel. Vertel ons bietjie meer daarvan. Hier's nou nog 'n vraagie. Hoe sit ons om 'n tafel en eet as gesin? My kinders is nou nie meer saam met my in die huis nie. Hulle is nou groot mense en die kleintjies studeer nou, so ons het nou nie meer daai voorreg om elke dag saam aan 'n tafel te eet nie, en mens mis daai tye verskriklik baie. Maar ons het altyd gevoel toe ons kinders in die huis was, dis baie belangrik om saam te eet, ten minste 1 keer 'n dag. Jy sien wat gaan aan in jou kinders se lewe, jy beleef hulle, jy sien mos as jou kind af is of nie, en dit is in hierdie besige lewe van vandag, is dit nog regtig 'n voorreg om almal saam te kan eet ten minste 1 keer in 'n dag. So ek sal dit aanbeveel vir elke liewe gesin. Spandeer tyd saam met mekaar, want dit is partykeer die enigste tyd op 'n dag wat julle almal saam kan wees, en daai tye gaan verby, en dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. So, geniet dit. Jy moet dit doen. Bye. Hier uit George het skakel is gehoor na Skalkie toe. Skalkie staan op trou. 'n Jong man met wie hy se pad gestap het. Ek was lank 'n geestelike vader vir hom. Hy was vir my, hy was 'n pragtige seun vir my gewees. En ek wil vandag vir jou sê, ek het gesien hoe Skalkie so omgedraai het en die Here voluit gedien het. Wat hy op 'n pad gestap het, wat reg is vir hom reg, verkeerd, en hy het volhard. Ek het die mooiste in hom gesien, dat hy as jong man kon volhard. Vandag is dit vir my lekker om hierdie vraag hier uit George uit, al die pad tot daar in Michtelhof vir Skalkie te vra, Skalkie, die dag toe jy besluit het, jy gaan Anja vra om met haar te trou. Julle staan op trou.
wat moes jy eens in plek kry? Wat het jy alles reg gekry? Geestelik, finansiëel dalk, stabiliteit, al daai tipe goed. Wat sê jy vir jong manne en jong dames vandag sê, wat moet jy in plek kry en wat moet jy vermy? Wat moet jy heeltemal uit jou lewe uitsny om 'n pragtige verhouding te kan hê met 'n jong dame voordat jy dink eens aan trou? Hallo Pastoor Marius, so ek skakel in uit die area van Villiers. Ek is nou hier in die Vrystaat. Pastoor, dis ook 'n hele ander getuienis wat ek kan deel en dit gaan net oor hoe goed God is en dit is net amazing want ek het daarvoor gebid om finansiëel bietjie nie beter af te wees, maar om finansiëel stabiel te wees en die Here het my so gebless met ongelooflik goeie werk hier in die Vrystaat. En dit is ook net, as jy op jou knieë bly en jy bly gehoorsaam, hoe God nie sal voorsien nie. So pastoor, om die eerste vraag te antwoord, wat kan mans vir my as hulle daai spesiale dame wat die Here aan hulle voorsien, wil vra om te trou, is ek sal sê om te vermy wat ander mense sê, om te vermy die negatiewe kommentaar wat sommige mense nog kan lewer, is om daai heeltemal uit te skakel. Want die persoon wat God aan jou voorsien is die persoon wat hy vir jou gegee het, soos wat Eva uit Adam se ribbebeen uitgemaak is, het God vir elkeen 'n persoon, en daai regte persoon, as dit oor jou pad kom, maak nie saak wat die mense sê nie, God sal voorsien uitermatig. En pastoor, dis wat God net gedoen het vir ons, hy het elke liewe gedeeltetjie voorsien, van finansiëel na die perfekte dag toe, net na alles toe, en dit wat ek moes gereed kry om haar te kan vra om te kan trou, en weet ek is reg vir hierdie volgende stap wat die Here in my lewe het, is om myself eers lief te hê, om in gedeeltes waar ek myself nog nie vergewe het met my verlede nie, om vrede te maak daarmee en te kan weet, ek gaan vir Anja lief hê soos wat God my lief het. Dit is die belangrikste ding om reg te kan kry, is om vrede te maak met dit wat gebeur het, en om met geloof in jou hart te kan weet, God sal, deur alles sal hy voorsien. So hier uit Villiers uitskakel ek terug na Pastoor Marius toe en George. Skalkie, tweede vraag wat ek vir jou wil vra. As jy kyk na 'n dame voordat jy wil trou met haar of wil selfs uitgaan, wat is 'n voorvereiste vir 'n ware jongman wat die Here dien? Waarna moet hy kyk en hoe moet hy haar hanteer? Hoe moet hy haar behandel? Pastoor, om die tweede vraag te beantwoord, hier uit die area van Villiers uit. Die vereiste waarna ek gekyk het as 'n ware man van God is sy liewer vir Jesus as wat sy vir my is. En dit is 100% iets waarna elke liewe man moet kyk, want die oomblik as jou aanstaande persoon liewer is vir Jesus as wat sy vir jou is, dan weet jy, julle twee gaan mooi by mekaar uitkom, want julle albei loop nader aan die Here as wat julle na mekaar toe loop. En dit is iets wat vir my ongelooflik spesiaal was, wat ek weer die Here in Anja vir my gegee het. So dit is iets waarna elke liewe jong man moet kyk. Maar weer terug aan Pastoor Marius en George toe. Skalkie, die laaste vraag is, waarvoor moet jong manne en jong dames oppas? Hulle is die tempels van God, sê die woord van die Here in 1 Korintiërs 6 vers 19. En waarvoor moet hulle oppas? Wat is taboe in 'n verhouding? En dis dan die laaste vraag wat ons vir jou vra, Skalkie. En nou wil ons vir jou vra, sal jy afsluit deur te bid vir die jong manne en jong dames in ons land Suid-Afrika? Pastoor, om dan die laaste vraag te beantwoord, is een ding waarvoor 'n jong paartjie of 'n jong man en 'n jong vrou kan pas op, is om nie eenvormig te raak, soos wat die wêreld sê 'n huwelik of 'n verhouding moet lyk nie. Of dit nou lang afstand is, of hulle in dieselfde dorp bly, om nog steeds by die Here se beginsels te bly staan. Want God het 'n huwelik so mooi gemaak en 'n huwelik uniek gemaak in elke liewe aspek. En soos wat ek en Anja ook geleer het in ons voorhuwelik, is 'n huwelik is 'n werkwoord. Dit is 'n baie mooi werkwoord wat God aan ons gegee het en waarmee hy ons gebless het, is dat dit elke dag werk vat en 'n mens moet nie net tou opgooi nie. Soos wat elke liewe apostel en elke liewe persoon wat God gevolg het, hulle het elke liewe dag hulle kruis opgetel.
So moet 'n huwelik ook hulle kruis optel, of dit nou in moeilike tye kom, of dit in goeie tye is, moet hulle nog steeds al die lof aan die Here gee. Hulle moenie so vinnig opgee soos wat mense wat in die wêreld is, sal opgee nie. En om dan net vir ons af te sluit, ons hemelse Abba Vader, dankie vir die liefde wat U vir ons gee, dankie vir alles wat U net vir ons doen, Here, dat ons kan weet, in volle genade en geloof kan ons staan en U vertrou, dat alles tot U wil sal uitwerk, Here, dat ons 'n tree sal gee en 'n tree vorentoe sal gee en ons sal weet, U ons nooit sal verlaat nie, Here. Here, ek bid vir alle jongmans en jongvrouens, Here, dat U in hulle harte sal werk, dit wat hulle moet weet, dat hulle dit sal weet, en Here, dat hulle elke liewe dag net sal streef om nader aan U te kom, en daardeur sal hulle die persoon wat U vir hulle het, sal hulle ontmoet, en Here, al ontmoet hulle nie 'n persoon nie, maar dat hulle U elke liewe dag net beter en beter sal leer ken. Ek bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Dit is altyd lekker om te hoor hoe verskillende mense goed benader, hoe hulle oor dit dink en wat hulle opinies is. Baie dankie vir elkeen van julle wat vanaand die tyd uitgekoop het om hierdie vrae te antwoord. Ook kind van God, herinner ek jou, ons het 'n webtuiste, ons het 1 of 2 lekker opknappings gemaak, gaan besoek hom gerus. En ek herinner jou ook, gaan download ons app, hy is beskikbaar op beide Apple en Android platforms. En dan, kind van God, vat hierdie opname en stuur dit landwyd, wyd en suid vir elke een wat jy ken. Ons moet sorg dat die evangelie wyd verkondig word. Jesus se koms is so naby en ek en jy het 'n deel daarin dat meer siele tot inkeer kan kom. Kind van God, mag jy 'n geseënde aand hê en slaap vanaand lekker in die vrede van ons Here.